Goeiemôre broer, suster, vriend, geliefdes. Dit is weer Romans hierso van Komatipoort. Ek het weer my ryklike koringkorrels wat ek by u wil saai vanmôre weer vir hierdie week. Ek hoop dit sal groei. Kom ons lees vanmôre daar uit Openbaringe 3. Daar die 7de brief aan die gemeente van Laodicea. Daarvan vers 14 af, hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig, beklaanswaardig, arm, blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur. Ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het, om saam met my Vader op sy troon te gaan sit. Wie 'n oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Broers, susters, vriend, geliefdes, ek wil vanmôre ernstig, wil ek met u praat oor hierdie. Ek wens sodat elke mens homself aan persoonlik aan hierdie brief sal heg en persoonlik sal beoordeel aan hierdie brief. Hy sê, die Here Jesus praat hier, hy sê, ek ken jou werke dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Hoeveel keer is daar mense wat ek al gehoor het en gesien het van, hy is nie koud nie, hy is ook nie warm nie. Ja, hy is in die kerk, ja, hy lees die Bybel so nou en dan, ja, hy bid so nou en dan, en hy praat so nou en dan, praat hy nogal mooi woorde uit die Bybel uit, of hy praat mooi woorde wat mense kan stig, maar hy is nie warm in sy hart nie. As jy sy dade sien wat hy doen en wat hy agteraf doen, dan kan jy sien, maar die man is nie warm nie, hy is ook nie koud nie. Broer, suster, vriend, ons moet nie so wees nie. Die Here sê, want as ons so lou is, dan sal hy ons uit sy mond uitspuug. Want dit sal vir hom 'n grillerige ding wees, want dis al wat jy uit jou mond uitspuug is goed wat jy nie daar wil hê nie. Daaroor sal hy vir ons van hom wegstuur, as ons nie warm word in Christus. Broer, suster, ons moet warm wees, ons moet die Here dien in gees en in waarheid, ons moet alles insit. Veral nou in die tyd wat nou aankom, in die tyd wat nou is, wat ons weet dat dit die laaste tyd is, moet ons die Here dien, my broer, suster, ernstig met al ons krag en mag, sodat ons warm vir die Here is, sodat wanneer ons daar kom, hy vir ons al hierdie dinge sal gee wat hy hier sê. Hy sê, want baie is ryk geword. Jy sê ek is ryk. Ja, daar is baie ryk mense, daar is ryk mense wat ryk is, maar in hulle harte en met die Here is hulle arm en beklaanswaardig en naak en hulle sien dit nie raak nie, want hulle het alles. Hulle het alles, daar is niks wat hulle raak sien, hulle kort niks nie. Hulle het niks om van die Here te vra nie. Daaroor ek het al baie gedink, as ek seker R1 miljoen sou kry en ek sal bietjie ryk wees, sal dit baie lekker wees. Maar broer, suster, dit gaan beteken dat ek van die Here af sal weggaan en dat ek vir die Here nie meer warm sal wees nie, dat ek nie meer by die Here sal bly nie, dan wil ek maar bly soos ek is, dan wil ek dit nie hê nie. Dan wil hy sê hier so mooi, kom na my toe dat jy salf kry om jou oë te salf. Broer, suster, dat jy vanmôre hierdie boodskap luister en jy weet dat dit met jou is wat die Here praat vanmôre. As jy baie het, maar jy is by die Here weg, gaan toch na die Here toe, gaan voor hom en hy sal vir jou salf gee om in jou oë te sit, jou geestesoog, dat jy sal sien dat dit jy is wat by hom waardig is, dat jy naak is. Kom tot jou sinne, my broer, suster. Hy sê hy staan voor die deur, hy klop, en as iemand het oopmaak, sal hy ingaan.
Broer, suster, as jy vanmôre die woord van God hoor hier, en jy het jouself beoordeel aan hierdie dinge, dat jy koud is nie, en ook nie lou is nie, en ook nie warm is nie. Broer, suster, kom na die Here toe, en kom koop van hom, daardie woord van hom, kom koop van hom dit wat in die Here Jesus Christus is. Daardie is goud wat met vuur gelouter is, wat hy aan jou verkoop, wat hy aan jou gee. Hy gee dit vir jou om jou geestelik ryk te maak, om jou warm te maak vir hom, dat jy hom sal dien in gees en waarheid, prys die naam van die Here. En dan gee hy vanmôre vir ons daardie vreeslike mooi belofte, dat aan hom wat oorwin sal hy gee om saam met hom op sy troon te sit, broer. Kan jy dit indink, dat u en ek saam met die Here op die troon van die hele aarde en van die hemel sal sit, en sal regeer saam met hom? Is dit nie wonderlik nie, broer, suster, om dit te kan dink nie? Maar ons moet eers oorwin, ons moet hierdie dinge wat vir ons dierbaar is, en wat ons sê, ons het verryk geword, en ons het alles, en ons het dit, en ons kan dit moet ons een kant toe stoot, en ons moet warm en vuriglik moet ons die Here dien, en vir hom werk, totdat hy kom. Hy sê, dan sal hy ons die mag gee, en dan sal hy ons die voorreg gee, om saam met hom te regeer, soos hy ook oorwin het, om saam met sy Vader te regeer. Prys die Here. Kom dat ons vanmôre die Here aanroep, my broer, suster. Kom dat ons vanmôre besluit maak hier, en dan by hierdie hoofstuk, dat ons 'n besluit maak, dat ons gaan warm wees vir die Here. Ons gaan ons geesteslewe optel. Ons gaan by die Here uitkom, ons gaan in die woord van God gaan ons uitkom, en ons sal hom dien totdat hy weer kom, sodat ons hier saam met hom op die troon in die hemel sal kan sit. Broer, suster, sonder die Here gaan ons nie regkom nie. Al dink jy het baie, jy kan baie doen, en jy het niks tekort nie. Broer, suster, jy sny tekort aan jou siel, en as jy aan jou siel skade ly, wat baat dit jou dat jy die hele wêreld besit, en dat jy alles het, maar jy het Jesus Christus nie in jou lewe nie, waarlik nie. Ons moet die Here waarlik dien, broer, nie net sommer maar so hier en daar maar van die Here praat, en sommer so 1 of 2 maal 'n maand miskien kerk toe gaan, of miskien 2 of 3 woorde sê, wat ander kan stig, wat ons kan onthou uit die Bybel uit nie. Ons moet hierdie woord van God moet ons studeer, moet ons leer, en moet ons inneem, en ons moet vurig dit uitlewe na ander, sodat hulle dit kan sien, en na hom getrek toe kan word. Kom ons bid saam vanmôre. Here, dankie dat ons hierdie waarskuwing in die woord kry, Here, dat ons nie lou mag wees nie, maar dat ons warm vir U moet wees. Help ons, Here, dat ons dit sal wees, Here, dat ons U sal dien in gees en in waarheid, en dat ons vuriglik, Here, vir U alles sal insit, ons hele lewe, sodat ons saam met U sal lewe, Here, wanneer U kom. En wanneer U ons kom haal, dat ons op U troon saam met U sal kan sit, Here. Gee ons genade, Here, dat ons by U sal bly, Here, totdat U kom. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.